Ons is hier by nog 'n interessante stalletjie. Ek sien hy sê Kuberskool. Nou ek is nou nie baie goed op die tegnologie nie, maar dit sê nou vir my half dit is soos 'n wolkskool tipe van ding in Afrikaans. Dis reg. Dit is 'n aanlyn skool. Maar as ek net bietjie agtergrond kan gee, ons het die beweging vir Christelike volkseie onderwys is ons breë liggaam. En nou het 'n klomp lidskole en ons het op Orania 1 lidskool, is nou Orania CVO skool. Nou net om vinnig te verduidelik, die BCVO staan op hierdie 3 bene, Christelike volkseie onderwys, maar wat vir ons baie belangrik is dat ons Bybelonderrig en ons geskiedenis, ons eie volkseie geskiedenis is ons wortels. Want as jy nie 'n wortel het nie, dan weet jy nie waarheen groei jy nie. En daarom is Bybelonderrig by al die skole is verpligtend tot graad 11 skryf hulle eksamen wat hulle moet deurkom. En dan is ook ons geskiedenis, ons eie geskiedenis. Ons het 'n breë ons volg die staatse labes, maar hulle gee ons breë riglyne. So ons verryk die kurrikulum en daarom kan ons eie geskiedenis die Jan van Riebeeck, die Vryburgers, die Genote, die redes vir die groot trek, Majuba, die Eerste Vryheidsoorlog, Tweede Vryheidsoorlog, doen ons alles en dan as ons in graad 7 kom, dan het ons ook apartheid wat ons die regte feite rondom eers die rebellie en dan apartheid en dan ook die geskiedenis rondom Suid-Afrika tot en met 1994 doen ons dan tot graad 9. Nou wat ons nou uniek maak op Orania, ons het die klassikale onderrig en dan het ons 'n ander vleuel is die Kuberskool. Nou wat hier gebeur, dieselfde inhoud wat in die klas voorgedra word ook in die Kuberskool gedoen en dit is dan nou aanlyn. Ouers en hulle kinders skakel in van graad 0 af tot graad 9. Volgende jaar beplan ons om met graad 10 te begin, 11 aan te gaan en dan 12 doen ons die IEB, die eksamenliggaam, wie se eksamen ons dan aflê. Nou net om vinnig te verduidelik by die Kuberskool, van graad 0 tot graad 2, graad 3, is die ouers baie betrokke nog by die kinders se leerproses en ons gee ook bietjie opleiding vir die ouers, hoe om hulle kinders te ondersteun. En die onderwyseres vir elke graad is ook baie betrokke. Dis te oulik partykeer dan is daar 'n aanlyn les en dan kom al die kindertjies se gesigte so voor haar en dan praat sy met hulle en doen die onderrig so. Graad 4 nog 'n bietjie help van die ouers. Van graad 5 af behoort die kinders eintlik self alles te kan hanteer. En dan het ons die manier waarop ons evalueer. Hulle moet vir ons videoetjies stuur met hulle gedig wat hulle opsê of hulle mondeling. En dan ook LO's verpligtend. Hulle moet vir ons 'n video instuur waar hulle oefeninge doen. En ons het baie plaaskinders ook. Ja, ekskuus, ek wil nou vra, LO's soos ons dit geken het, wat daarom nog rondhardloop is, dis nie die lewensoriëntering wat die arme staatskoolkinders nou mee moet sukkel nie. Ek gaan vir jou nou vertel oor lewensoriëntering, maar dit is die waarheid. So wat ook vir my baie oulik is, ek geniet dit verskriklik self, as die kinders nou hulle video's vir ons instuur en dis daar op die grasperk, op die plaas en die honde is tussenin en die katte en hulle doen hulle oefeninge daar. Dis eintlik wonderlik, is vir my ook lekker om dit te kyk. So van lewensoriëntering gepraat, ons het ons eie boekie wat heeltemal anders is as die staat. Ons fokus op ons eie Christelike waardes. Iemand wat nou al 'n staatslewensoriëntering boek deurgekyk het sal weet, ek wil nou nie eens praat van al die rillers waaraan kinders blootgestel word lank voor hulle gereed is daarvoor nie. So dit is dan wat dit aanbetref en wat ook wonderlik is by Orania CVO skool, vir Kuberskool, die kinders wat belangstel in sport of kultuur kan by 'n plaaslike CVO skool, een naaste aan jou, kan jy inskakel en dan daar deelneem daaraan. Selfs tot op provinsiale vlak en ook tot op nasionale vlak kan hulle dan deelneem en so ook sosialiseer met ander leerlinge van die CVO skole. Ja, ongelukkig is daar nou nie 'n CVO skool in elke dorp nie. Ek sou wou gehad het dat daar meer CVO skole moet wees, maar julle maak nou in Orania maak julle daai deur oop om jou kind CVO onderrig te gee sonder dat 'n CVO skool regtig naby is. Ons weet baie keer is afstand maar 'n probleem vir kinders en nie al die CVO skole het kosskole nie en baie keer verkies ouers om kinders nie in 'n kosskool te sit nie, dan maak julle daai deur oop, 'n deur na volkseie onderrig toe. Ja, jy sal verbaas wees om te weet ons het 'n gesin in Amerika. En ons het 'n gesin in Qatar,
Ons het 'n gesin in Swaziland en ook daar in die Kalahari het ons 'n gesinne wat inskakel by ons en hulle kinders deur ons laat onderrig. Wat 'n voorreg vir ons. Ja, van my kant af wil ek julle seën toewens met die werk. Julle doen 'n reuse werk en ek weet wat 'n verskil maak CVO onderrig aan kinders as hulle daar uitkom as volwaardigde, gebalanseerde mense kom hulle aan die ander kant uit. Baie dankie vir wat julle doen en dat julle ook die deur oopmaak vir soveel meer kinders. Ja, en ons moet aan die Here die eer gee, nê. Dis sy genade wat ons al oor die 30 jaar, ek is nou nie 100% seker hoe oud is die CVO skole, maar dis al oor die 30 jaar. Baie dankie. Ja, ek dink ek kan net amen sê op daai.